Hallo julle, welkom by nog 'n wiskunde met Mandy video. Vandag doen ons die laaste video in die reeks en ons kyk na funksies in 3D. So in die vorige video het ons eintlik gekyk na hoe jy die sinusreël, kosinusreël en area-reël gebruik om tweedimensionele diagramme te evalueer en nou gaan ons net na driedimensionele diagramme kyk. So ons gaan weer eens die reëls gebruik wat ek nou net genoem het. So dit sal wees die area-reël, sinusreël en kosinusreël. Ek het hierdie in die inleiding gegaan soos hoe hierdie reëls van toepassing is op hierdie tipe driehoek, maar jy moet net eintlik weet wanneer om hierdie reëls te gebruik en ek het dit ook in die vorige video genoem. Jy moet weet dat jy die area-reël kan gebruik as daar geen loodregte hoogte in jou driehoek is nie. Gewoonlik as jy 'n loodregte hoogte iewers te kry, hoef jy nie 'n spesiale area-reël gebruik nie. Jy gebruik net die area-formule vir 'n driehoek wat half basis maal loodregte hoogte is. Maar as jy nie dit gekry het nie, dan weet jy as jy twee sye en 'n hoek het, dat jy die area-reël moet gebruik. Die sinusreël gebruik jy as jy geen regte hoeke het nie, so geen 90 grade hoeke nie. Jy het twee sye en 'n hoek en weer eens hierdie is nie 'n ingeslote hoek nie. Of jy kan dit gebruik as jy twee hoeke en 'n sy het. En dan het jy die kosinusreël wat jy weer eens gebruik as jy nie 'n regte hoek het nie, maar in die geval moet jy twee sye met 'n ingeslote hoek hê. So dis wanneer jy weet wanneer om die kosinusreël teenoor die sinusreël te gebruik, of jy kan dit gebruik as jy drie sye het. Weer eens in 2024 het jy hierdie formules in jou inligtingsblad, maar maak dit seker dat jy in jou huidige jaar, wanneer jy hierdie video kyk, ook nog steeds hierdie formules in jou inligtingsblad het, anders moet jy hulle memoriseer. Daar is 3 voorbeelde in hierdie video. Die heel eerste een is redelik maklik, die tweede en derde een word moeiliker, so kyk maar die voorbeelde waarin jy belangstel. En as hierdie video's julle help, asseblief onthou om te like, share, subscribe en al daai goeie dinge. Dit help met die algoritmes dat meer mense gehelp kan word in hierdie video's kan vind. Onthou ook, as jy belangstel, daar is 'n nuusbrief wat jy kan soos deel van word en dan kry jy spesiale studiewenke en studietips en cool programme wat ek dink julle baie sal help. Ok, kom ons doen die heel eerste voorbeeld. So, hierso sê dit, T is die toppunt van 'n paal en sy basis F is in dieselfde horisontale vlak as die punte A en B. Die hoogtehoek gemeet van af B na T is 25 grade, AB is 120 meter, die hoek van FAB is 40 grade en die hoek van FBA is 30 grade. Ok, so ek kyk nou en hulle het nie vir my 'n diagram gegee nie, so ek dink ek moet hierdie gaan teken. So die heel eerste wat ek sien, T is die toppunt van 'n paal, sy basis is F, so ek trek dit reguit lyn. So T is die toppunt wat hulle gesê het en F is die basis. Dan stel F is aan dieselfde horisontale vlak as die punte A en B, so dit neem ek aan dat ek hier iewerste 'n horisontale vlak het, en ek moet hierdie punt F daaraan connecteer, so daar is 'n punt A en B, dis wat hulle vir my gesê het. En ek neem aan dat my paal loodreg is aan die grond, so ek gaan 'n 90 grade hoek daar sit. Dan stel hulle die hoogtehoek gemeet van B na T, so daar is 'n hoogtehoek, so dit bedoel van die grond af, as ek van B na T te kyk, is 30 grade. Ok, so hierdie is hierdie stukkie, se inligting. Jammer, 25 grade. En hulle sê lyn AB is 120 meter. Die hoek FAB is 40 grade, so FAB, so hierdie een, is 40 grade. En hulle sê die hoek FBA is 30 grade, so FBA. So hierdie hoek wat op die grond lê hier, ok, is 30 grade. Ok, so let net op, hierdie is plat, hierdie is 'n driehoek op sy eie met 'n 40 grade hoek en 'n 30 grade hoek. Hierdie is 'n driehoek wat nou soos van die grond af opgaan, soos in hierdie vlak, en daai het 'n 25 grade hoek. So jy moet net versigtig wees hoe jy hierdie teken. Hierdie lyk ook nou soort van soos Euklidiese meetkunde sirkel, dit is nie dit nie, so wees net versigtig. Jy kon ook hierdie bietjie anders te geteken het as dit makliker vir jou was om alles te sien. Jy mag hierdie omruil. Solank B en A hier is, dan kon jy gesê het, hierdie hoogtehoek van B na T is 25 grade. Hierdie FBA is 30 grade. En FAB is 40 grade. So ek dink hierdie is 'n bietjie makliker om te sien, so ek gaan die soos die hou. Nog steeds dieselfde informasie is net op 'n ander manier neergeskryf, so dat dit vir almal maklik is om te sien wat aangaan. Dan as ek verder die vraag lees, sê hulle, gebruik die gegewe inligting om H die hoogte van die paal, so hierdie TF is ons paal, te bereken, okay, tot die naaste meter. So
die hoogte van die paal is lengte H en die paal is T en die basis is F, dis wat hulle vir ons gesê het. Wel, die heel eerste wat ek sien, is as ek in hierdie driehoek kyk, in TBF, as ek daar kyk, dan om die hoogte van hierdie paal te kry, kort ek of hierdie sy BF, en dan kan ek soos gewone trigonometriese funksies gebruik, soos die sin, cos of tan funksie, om hierdie uit te werk. So, die maklikste ding om vir my te kry, is op hierdie oomblik hierdie BF-lyn. En as ek kyk na hierdie driehoek, want dis die ander driehoek waar ek informasie het, en hulle het my gesê, lyn AB is 120 meter, dan het ek twee hoeke en 'n sy. En as ek kyk na die reëls vir die sinus, dan moet ek twee hoeke en 'n sy hê. So dit sê vir my, ek kan die sinus gebruik, dalk om hierdie sy uit te werk. Maar ek het die sy se teenoorstaande hoek en geen lengte nie, maar ek kort hierdie sy se teenoorstaande hoek, want ek het sy lengte. So ek kort hoek F. Dis hoe die sinusreël werk. Om die sinusreël te gebruik, moet ek sê, sin van AFB oor AB is gelyk aan sin van BAF oor die lyn BF. En ons stel belang in BF. Ons het hierdie lyn AB en ons het hierdie hoek. Hierdie hoek kan ons uitwerk, dis hierdie hoek, want ons het twee hoeke van hierdie driehoek, so ons kan die binnehoeke van 'n driehoekreël gebruik om hoek F hierso uit te werk, waar daai sterretjie is. Dan het ons daai en dan kan ons hierdie lengte BF uitwerk en dan kan ons die trigonometriese funksie gebruik om H uit te werk. So, ek gaan nou daai hoek uitwerk, so ek gaan sê in driehoek ABF, so ek sê vir hulle, ons kyk na hierdie driehoekie hieronder, is hoek AFB gelyk aan 180 grade minus 40 grade minus 30 grade, en hoekom kan ek dit doen, want dit is binnehoeke van 'n driehoek. So dit gee vir my dat hoek AFB gelyk is aan 110 grade. So ek gaan skryf dit nou vir myself. En nou het ek hierdie hoek hierso om lyn BF se lengte uit te werk. So ek gaan dan sê BF is gelyk aan sin van die hoek BAF en dit is 40 grade, vermenigvuldig met die lengte van AB en dit is 120 meter, alles oor die sin van 110 grade. En as ek daai op my sakrekenaar sit, kry ek dat BF gelyk is aan 82.084 meter. En nou moet ons H uitwerk. So as ek kyk na wat ek het ek die aangrensende sy, ek het 'n hoek en ek het 'n oorkantste sy, so ek het nie die skynsy nie. En as ek na trigonometriese funksies kyk, bedoel ek kan tan gebruik om die hoogte H uit te werk. So ek gaan sê in driehoek BFT, so ek sê vir hulle, ons kyk nou na hierdie driehoek, is tan van hoek FBT gelyk aan TF oor BF. En ons het hierdie hoek en ons het ons wil TF uitwerk, want TF is gelyk aan H en BF het ons net hieronder uitgewerk met die sinusreël. So dan gaan dit wees dat TF gelyk gaan wees aan H, want dis wat hulle vir ons basies gesê het. TF is die hoogte van die paal, so dis gelyk aan H, is dan gelyk aan BF vermenigvuldig met tan van FBT, so dit is gelyk aan 82.084 vermenigvuldig met tan van 25 grade. En dit, as ek dit op my sakrekenaar sit, gee vir my 83.246 meter. En hulle het gesê, rond dit af tot die naaste meter, so dit is 38 meter. En jy mis het hierso dalk vir hulle gesê het, jy neem aan dat hoek F, so jy mis het hier gesê dat jy aanneem dat TF loodreg is aan BF en die rede is 'n vertikale paal. Dis het bietjie meer korrek vir hulle om te weet hoekom jy dit sê, want hulle sê hierso T is 'n toppunt van 'n paal en dis op dieselfde horisontale vlak. So ons neem aan dat dit tegnies 'n vertikale paal is en dat dit 90 grade is. Okay? So dit is hoe jy hierdie som sou doen. So ons het uitgewerk wat H die hoogte is. En dis wat ons hier gebruik het.
So, daar is die antwoord van hierdie vraag. As daar enige vrae is en dit maak nie sin nie, laat my in die comments weet. Ok, voorbeeld 2. So hierdie is nou 'n hele anderse tipe ding. Gewoonlik sien jy driehoeke, maar hierdie een is bietjie interessant want hulle gee vir jou 'n reghoekige boks en dan maak hulle dit 'n bietjie meer moeilik. So, dis hoekom ek hierdie vraag ingebring het. So die eerste diagram toon 'n reghoekige boks. So die heel eerste ding wat jy moet oplet is reghoekige boks. So dit bedoel hierdie sy is gelyk aan daai sy, hierdie sy is gelyk aan hierdie sy is gelyk aan daai sy se lengte en daai een, hierdie en hierdie is dieselfde lengte en hierdie is ook. Kyk, dis wat hulle daar sê, reghoekige boks. So jy moet net daai in gedagte hou, jy hoef nou nie jou hele tekening te gaan mekaar maak soos ek het nie, ek wou net vir julle wys wat hier aangaan. Dan sê hulle SR is gelyk aan 8 cm. Ek gaan skryf dit vir myself in. Hulle sê PS is gelyk aan 6 cm. Hulle sê PA is gelyk aan 4 cm. Dan sê hulle, nou word die deksel van die boks A, B, C, D, so hierdie is nou 'n boks, en dit word gelig of teen 30 grade oopgemaak in hierdie posisie van XYCD. So hierdie hoek hier is 30 grade. Dit is getoon in die tweede diagram, so dis wat gebeur het, hulle die deksel gelig. Kom ons sien wat hulle nou vir ons vra. Hulle sê, vir nommer I, skryf die afmetings, lengte, breedte en hoeklyn van die deksel XYCD neer. So hulle soek net die afmetings, ek gaan sommer hier aan die kant hierso doen, sodat ons alles kan sien. XYCD se afmeting, so die lengte en breedte. Kyk wel, die lengte van hierdie boks is hierdie is die lengte, hierdie is die lengte, en onthou hierdie was 'n reghoekige boks, so as hierdie SR gelyk is aan 8 cm, met CD gelyk is aan 8 cm, AB was ook gelyk aan 8 cm, en hierdie lengte is tegnies dieselfde lengte, want is net hierdie bokant wat hulle basies gevat het en gelig het. So XY is ook 8 cm, of dieselfde lengte as SR. So ons gaan sê dat lengte is gelyk aan XY is gelyk aan CD, en dit gaan ook gelyk wees aan SR, want dit is 'n reghoekige boks, en daarom is dit ook 8 cm. Dan vir die breedte, gaan ons weer hier kyk, so die breedte is gelyk aan PS, is gelyk aan AD, en weer eens hierdie is net hierdie deksel, die XYCD is net die deksel wat hulle gelig het, so AD is ook gelyk aan hierdie XD, so dit is alles ook gelyk aan 6 cm. So weer eens, ons gaan sê dat PS gelyk is aan AD, gelyk gaan wees aan XD, en die rede is 'n reghoekige boks, en dit is alles gelyk aan 6 cm, want dit is wat PS gelyk aan was. Dan vra hulle vir die hoeklyn van hierdie XYCD. So wat is 'n hoeklyn? 'n Hoeklyn is hierdie lyn, XC, en in 'n reghoek is hierdie lyn gelyk aan die lyn van hierdie een. So XC gaan gelyk wees aan DY. Dis ook weer eens 'n reghoek, so in reghoeke het jy 90 grade hoeke. So om daai uit te werk kan ons Pythagoras gebruik. So ons gaan sê vir die hoeklyn. En hoekom kan ons Pythagoras gebruik? Want hierso vorm jy dan mos 'n driehoekie hier. So jy kan met 'n 90 grade hoek hierso die hoeklyn uitwerk, want ons het DC se lengte, ons het dit hier, en ons het XD se lengte. So jy kan dan met Pythagoras, omdat jy die twee sye het, en jy het 'n 90 grade hoek, te danke aan die mense wat vir jou gesê het, hierdie is 'n reghoekige boks, kan jy dan Pythagoras gebruik om die hoeklyn uit te werk. So ons gaan sê, vir die hoeklyn is XC gelyk aan DY, en die rede is 'n reghoek, weer eens. Ons gaan ook sê dat XDC, so hierdie hoek hierso, wat ek vir julle genoem het, gelyk gaan wees aan 90 grade, en die rede is hoeke van 'n reghoek. So dan kan ons sê dat XC kwadraat gaan gelyk wees aan DC kwadraat plus XD kwadraat, en die rede is Pythagoras. En dan gaan ons sê dat DC kwadraat, wat ons hierbo uitgewerk het, gelyk is aan 8 cm, en XD het ons hier uitgewerk, is gelyk aan 6 cm. En as ek dit alles onder vierkantswortel sit, en ek sê dat XC gelyk is aan iets, dan kry ek dat XC gelyk is aan 10 cm. So ons het nou I uitgewerk, die heel eerste vraag, waar hulle vra, wat is die lengtes van al hierdie goeders. Dan vir nommer 2, sê hulle, bereken XZ, ook hierdie lyn hier, die loodregte hoogte van X bokant die basis van die boks. So, hulle sê vir ons hierdie is die loodregte hoogte, wat bedoel, hierdie is 'n 90 grade hoek, en hier het ons ook 'n 90 grade hoek.
Hoekom sê ek dit? Want vir reghoeke is die sye parallel. So dis hoekom ek kan sê dat hierdie twee lyne parallel is en dit bedoel hierdie is 'n 90 grade hoek en daai is 'n 90 grade hoek. En die rede is ooreenkomstige hoeke. Hulle soek dan XZ. So XZ se lengte is gelyk aan XT plus TZ vir hierdie stukkie. Wel, TZ is dieselfde as hierdie hoogte, so AP of PA. So daai een is redelik maklik, so ons gaan dit net neerskryf want dit is die hoogte van die boks. En dan gaan dit hierso sê TZ is gelyk aan PA want dit is die hoogte van die boks. Dit gaan gelyk wees aan wat hulle vir ons gesê het, 4 cm. So wat ons eintlik moet uitwerk is hierdie stukkie XT. En hoe gaan ons dit doen? Wel, ons het 30 grade en ons weet wat XD is. So XT gaan net 'n trigonometriese funksie nodig hê om dit uit te werk. So ons gaan sê dat tan van ADX gelyk gaan wees aan XT oor XD. So ek sê net dat as ons na hierdie klein driehoekie hierso kyk, dan is 30 grade die hoek. Ons het die skynsy, ons het XD, ons het dit hier uitgewerk en ons soek net die oorkantste sy, so dit bedoel ons gaan sin gebruik om dit te doen. As ek dit hier oorskryf, ek skryf dit hier dat julle alles kan sien, dan is sin van 30 grade gelyk aan XT oor XD wat 6 cm is. So XT gaan gelyk wees aan sin van 30 grade vermenigvuldig met 6 cm en dit gaan gelyk wees aan 3 cm. As ek dit op my sakrekenaar sit, so daarom is XZ gelyk aan 3 cm plus 4 cm en dit is gelyk aan 7 cm. Hierdie hele hoogte is, hierdie stukkie is 3 cm, hierdie stukkie is 4 cm en in totaal is die hele stukkie. Hoopelik maak daai sin. Nou vir die heel laaste deel, vir nommer 3 of III, van hierdie selle bereken die verhouding van sin van XZC. So hulle wil hê ons met 'n nuwe driehoek vorm, want XZC is so hierdie. En hulle soek die verhouding van sin van XZC, so XZC, hulle soek hierdie hoek, oor sin van XCZ. Wel die heel eerste wat ek wil hê julle moet oplet is, ons het hierdie lengte, hierso, ons het die lengte en ons het hierdie lengte, want ons het dit uitgewerk, ons het XC, so ons het twee sye, en ons het geen hoek nie. Maar, kom ons gaan kyk wat ons kan doen. So ek gaan die sinusreël gebruik, want as ek kyk na hierdie, hulle soek die hoek wat oorkant hierdie sy is, en ek het daai sy se waarde, en hulle soek die hoek wat oorkant daai sy is, en ek het daai sy se waarde. Want ons het dan net XZ uitgewerk in hierdie vraag, en ons het in die vorige vraag hierso vir XC uitgewerk. So ek het basies die goeders wat ek nodig het om hierdie verhouding uit te werk. So ek gaan sê, in driehoek XZC, is sin van XZC oor XZC oor XC, dit is sy teenoorstaande sy, of oorkantste sy, gelyk aan sin van XCZ oor ZX. So ek het net basies gesê dat sin van hierdie hoek oor hierdie sy gelyk is aan sin van hierdie hoek oor hierdie sy. Hulle soek die verhouding van sin van XZC oor sin van XCZ. So hulle soek hierdie hierso en hierdie moet dan oorgaan. So ek doen basies net 'n kruismaal. So ek skryf dit oor as sin van XZC oor sin van XCZ is gelyk aan XC oor ZX. Maar ons het al hierdie lengtes, want ons het hierso vir XC uitgewerk, so ek kan hierdie daar insit, en ons het nou net vir ZX uitgewerk, hierdie is ZX. Ons kan dit hier insubstitueer, so dan kan ek die verhouding kry sonder om enige van die hoeke te kry, want ek het nou hierso uitdrukking, so XC is gelyk aan 10 en ZX is gelyk aan 7, en daai is my verhouding. Dis centimeter, as jy nou dit wil insit, maar die eenhede kan uitkanseer, so dit word 10 oor 7. En daar is my verhouding van sin van XZC oor sin van XCZ. So hierso het ek die sinusreël gebruik. In hierdie voorbeeld selle AB is 'n vlagpaal bo op 'n regeringsgebou BC. So
So hier is 'n klein vlagpaal. Dan selle AB is gelyk aan F eenhede, so net hierdie stukkie, so die lengte van die vlagpaal is F. Dan selle D is 'n punt op die grond in dieselfde vlak as die basis van die gebou. So hierdie is die basis van die gebou en hierso is daar 'n punt D, bietjie verder op die horisontale vlak. Die hoogte hoek vanaf D tot by A en B is alfa en beta onderskeidelik. So van D tot A is gelyk aan alfa, so van D tot punt A, so hierdie een, hierdie groot hoek is alfa. En dan sal ook van D tot B is beta. So net omdat ek hier kyk, sien ek dat hierdie klein stukkie hierso, daai stukkie gaan gelyk wees aan alfa minus beta, dis daai stukkie se grootte. Hoe sê ek dit? Want alfa is die groter hoek, so daai stukkie tussen alfa en beta gaan alfa minus beta wees. En ek skryf dit net vir myself in, sodat ek dit al klaar sien. Vir A selle toon dat lengte van F gelyk is aan BC, sin van alfa minus beta, oor sin van beta cos van alfa. So hulle wil hê ek moet hierdie stukkie F se lengte uitwerk. Okay, so wat ek heel eers gesien is dat ek 3 driehoek het. Ek het hierdie driehoek, hierdie kleintjie hierso, dan het ek hierdie groot driehoek ADC en ek het hierdie ander driehoek EDC. As ek die sinusreël wil gebruik om hierdie hoek en hierdie sy wat teenoor hom is, te gebruik, kort ek nog 'n sy en 'n hoek wat oorkant daai is. Die maklikste hoek om hier uit te werk is hierdie een, want ek het hierdie groot driehoek. Ek het 'n 90 grade hoek hierso. Ek weet dat ek hierso 'n hoek alfa het en dan kan ek hoek A redelik maklik uitwerk. Dan kan ek hierdie sy DB se lengte uitwerk of 'n uitdrukking ten minste daarvoor kry. En dan kan ek die uitdrukking vir F gebruik. So net om dit duidelik te maak, ek wil die sinusreël gebruik waar ek gaan sê 'n sin van hoek A DB oor sy F of lengte F is gelyk aan sin van CAD oor die sy DB. Okay? Hoop dit maak sin. So ek kyk nie regtig na hierdie driehoek nie. Ek stel net belang in hierdie groot blou driehoek as 'n geheel en hierdie klein pink driehoek hierso. En ek stel belang in hierdie hoek wat ek het. So daai is hoek ADB, hierdie een. En ek stel belang in die sy F wat sy oorkantste sy is hierso. En dis die sy wat ek wil uitwerk, net so wat julle met my is. En dan kort ek, as ek die sinusreël wil gebruik, nog 'n sy en 'n hoek. Die maklikste hoek vir my om uit te werk is hierdie een, die CAD een, so daar, oor die lengte van DB. Maar ek kan hierdie lengte uitwerk, want ek het weer eens 90 grade hoek en ek het 'n beta hoek hierso. So ek kan dalk DB se lengte uitwerk. So daar's twee goed wat ek moet doen voordat ek F kan uitwerk. Ek moet die lengte van DB uitwerk, en ek moet hoek CAD uitwerk. So ek het 3 onbekendes, maar dit is redelik maklik om uit te werk. So, die heel eerste wat ek gaan doen is in driehoek ACD, so ek kyk nou na die groot blou driehoek, is hoek CAD gelyk aan 180 grade minus alfa minus 90 grade, en dis die binnehoeke van die driehoek. En dan gaan dit gelyk net wees aan, dis die heel eerste. So hierdie hoekie hierso, wat ek vir julle genoem het, is gelyk aan 90 grade minus alfa. Die tweede ding wat jy moet uitwerk in driehoek BCD, so ek sê nou ons kyk na hierdie driehoek, en ons stel nou belang in hierdie sy DB. In driehoek BCD is hoek beta die hoogtehoek. Ek sien hierso in die uitdrukking wat hulle wil hê ek moet gebruik hulle 'n sin van beta. So dit sê vir my, ek moet die skynsy en die teenoorstaande hoek of die oorkantste sy gebruik van daai hoek. So ek gaan sê sin van beta is dan gelyk aan BC oor DB. En dit werk, want ons soek vir DB. So ons gaan sê dan dat DB gelyk is aan BC oor sin van beta. So ons gaan dit net daar as 'n uitdrukking hou, ons het niks ander informasie vir A nie. So nou het ons BD uitgewerk, hierso.
En ons het hierdie hoek CAD uitgewerk. Ons kan dit hier gebruik, en dan kan ons nou uiteindelik vir F uitwerk. So ek gaan net sê dat F gelyk is aan sin van ADB vermenigvuldig met DB, alles oor sin van CAD. ADB, so dit is ADB, hierdie stukkie is gelyk aan alpha minus beta, so dit is sin van alpha minus beta, en hierdie is hierdie hoekie. DB het ons uitgewerk, is hierdie uitdrukking, so ek gaan net dit hierin substitueer, so dit word vermenigvuldig met BC oor sin van beta, alles oor sin van CAD, en sin van CAD is gelyk aan 90 grade. Alpha, sin van 90 grade minus alpha. Ok, nou kan ek hierdie verder uitwerk, so sin van alpha minus beta bly dit, sin van alpha minus beta, want ons het nie hoek so groot is nie. BC bly BC, hierdie word sin B onder, so hierdie gaan net onder toe, hierdie stukkie. En dan sin van 90 grade minus alpha is 'n spesiale reduksieformule, so dit word net cos van alpha. So hierdie het hierdie geword. En nou sit jy met die uitdrukking wat hulle vir jou gevra het. Hulle sê, toon dat F gelyk is aan BC vermenigvuldig met sin van alpha minus beta oor sin van beta cos van alpha, en ons het dit gedoen. Dan vir B selle, bereken die hoogte van die vlagpaal, so F, hierdie is die hoogte van die vlagpaal F, tot die naaste meter as die gebou 7 meter is, so hierdie BC is dan 7 meter, en alpha is 63 grade, so alpha is 63 grade, en beta is 75 grade. So ons het al klaar die uitdrukking vir F, so ons moet net insit waar ons alpha, beta en BC sien. En hierdie is 'n lekker vraag, want hulle het basies vir jou uit die uitdrukking gegee, so as jy nie hierdie kon uitbewys nie, dan kon jy net vir hulle gesê, ek neem aan dat die lengte van F gelyk is aan hierdie uitdrukking, en dan kon jy hierdie vraag nog steeds reggekry. So dit is 'n baie nice ding as hulle hierdie vir jou doen. So dan vir B sê jy F is gelyk aan sin van alpha minus beta vermenigvuldig met BC, alles oor sin van beta cos van alpha, so hulle het basically alles vir jou gegee. So BC het hulle gesê is 7 meter, sin van alpha is 63 grade, beta is, en sin van beta cos van 63 grade, en jy kon regtig dit net op jou sakrekenaar gesit het, en dan sê jy gekry, dit is 1.92, en hulle sê jy moet dit uitwerk tot die naaste meter, so ek sê net opgerond het, so dit is 2 meter. So F se lengte of hoogte is gelyk aan 2 meter. So ek hoop hierdie het sin gemaak, of julle ten minste gehelp om te kyk hoe jy na hierdie somme moet kyk, of ten minste daaroor moet dink. As julle vra het, asseblief vra gerus in die comments, ek sal so gou as moontlik beantwoord. Anders sien ek julle in die ander video's. Bye!